Ons is weer terug met nog 'n episode van die Ine Eagle. Laasweek het ons lekker gesels saam met Jason Big Joe Lekotte wat bietjie gesels het oor sy stryd met depressie, die tekort aan vaderlike liefde en het vir ons lekker deurgepraat en het ook 'n paar raad gegee vir jonger mense. Maar hierdie week praat ek met 'n groot vriend wat saam met my gebestudeer het. 'n Vriend wat almal nou vandag kyk en sê, "Jo, hierdie man is uitgesort in die lewe. Hierdie man werk nou by verskillende departemente. Hy kom daar van die departement onderwys af. Hy's 'n maatskaplike werker van beroep." Maar baie keer ken ons nie die persoon se kom vandaan nie. My gas vir hierdie episode is niemand anders as Melvin Genuka. Melvin, welkom by die Ine Eagle, my vriend. Geduld, dankie. Het is 'n voorreg om hier te wees en 'n plesier en dankie vir die uitnodiging. Ja, ons het mekaar geontmoet, Melvin, in 2006, daai tyd as varsstudente. Ja, 2009 ek sê die eerste jaar op Wigunto College. 2008 gematrikuleer by Groenberg Sekondêr in Grabouw. Ja, plaaskind wat vir die eerste een in sy familie wat buite die plaas gaan en student gaan word. Jy weet, was maar moeilik, because niemand in my familie het ooit al gaan studeer en ek weet ek nog so 'n week voor ek moet gaan om te registreer. My ma nou sê, "Nee, daar is die geld, gaan vra wat die boer vir jou werk." En ek sê vir mami, ek gaan nie by die plaas werk nie. Kom ons gaan na die boer toe. En ek gaan na die boer toe en sy sê, "Oké, ons gaan saam." Ek kom sê ek vir die boer, maar toe wys ek vir hom, jy gaan die college soek 5.700 vir registrasiegeld. My ma sê, "Nee, maar dis nie wat die klomp moet kom vra nie." Ek sê, "Nee, wag, luister vir hom uit." En vandag is ek baie dankbaar vir God se genade op my lewe, maar ook dat hy vir meneer Johnny Hatton Squire, die plaas waar eienaar waar ek goed geraak het, Diepdijk plaas, klinkplaas hier aan Grabouw, op die Valley Road. So ek is 'n plaaskind, maar as 'n plaaswerker gewees. African pa, maar hy het in die markte gewerk, so ja. En hy sê vir my, "Oké, jy gaan 'n plan maak." En ek het iets in my net gesê, ek gaan nie op 'n plaas werk nie. Die Here het hy in my gesit, ek gaan studeer. Ek wil iets tegen. En eventually kom hy my toe, hy sê my, "Luister, ek kan nou help met registrasie, maar waar ga jy bly?" Van Wellington sit mos hier, taxi en draai en so. Sê ek, "Nee, ek gaan in Google toe met my pa bly en gaan ek trein vir elke dag." Hy sê, "Kom môre na my toe." Nou, dis nou, in my volgende maandag moet ek geregistreer, Ja. En hy kom toe, hy sê vir my, "Hierso, jy moet die dame kontak, is vir jou verblyf gekry." Ja. En dis uitgesorteer. My ma sê, "Meneer, wie gaan vir die goed betaal?" Hy sê, "Ons gesels weer daaroor." Ja. En kom toe begin te college, nuwe wêreld. Dus Wellington is 'n klein plekkie, ook, maar as 'n studentendorp, so het is overwhelmed met alles die. En eventually registreer ek en ja, vriende nog ontmoet soos vir jou en nog ander vriende. En daar het ek net besluit, maar ek het die een kans gekry in die lewe. My omstandighede waar, as ek hier opmors, waar toe terug gaan as plaas toe. En daar het ek die beste gemaak van mijn leven. En toen het ik 4 jaar gestudeerd en maatschappelijke werker geworden. Ik wil dan werkelijk nooit maatschappelijke werker geworden. Ik heb in matriek gezegd, ik wil wijnmaker worden. Ik wil bij Elsenburg, waar ik eindelijk werk, met het departement van landbouw. Ik wil bij Elsenburg Landbouwcollege, ik verticalcultuur, wingerd en wijnbouwkunde gaan studeren. Geduld, ik zeg voor jou, ik heb de aanzoekvorm gehad, op 10 maanden gesluit. Elke dag zeker de invulling matriek, elke dag. Ik vul nooit die dingen, daar sluit die ding. En mevrouw Kok, hij heette voor Kok, ja, ze was mijn LO-onderwijzer. Ze zei, "Ja, want kijk hier, het departement van maatschappelijke ontwikkeling ging om mansbeurzen voor mans om maatschappelijk werk te studeren. Stel je niet belang. Ik zeg, "Maar voor mij, ik die aanzoek doen voor wat is maatschappelijke werk?" Ik weet van welzijn en de mensen, waar pas ik en hij en eventually toen ik toe aanzoek en het probleem was toen geweest, daar was die aanzoekgeld geweest. Ik ga toe. Die principaal daar dit, meneer Anthony Hess, is zo daar geleden. Ik ga gevraagd voor hem en voor mij leggen ze toe bij elkaar en ik wenselijk betaal ik je registratiegeld. En alles loopt net zo in ja, vandaag, als ik een maatschappelijke werker van professie, ik praktiseer in mening, ik werk voor het departement van landbouw als gemeenschappelijke ontwikkelingsbeambte. Maar die waardes van maatschappelijke werk leef ik nog elke dag in mijn beroep uit en in mijn leven. Zo, dat was wel mijn challenge geweest. Maar mijn omstandigheden heeft zo mij gedrukt de waar ik vandaag is. Melvin, hoe belangrijk was daai om jou ma te oorreed?
Want gewoonlik as jy van die plaas af is baie sê is gemaklik. Ek kan 'n trekker drywer word. Ek kry baie seuns waar hy interek en sê maar, hy sê nee, my pa was 'n kwai trekker drywer. Ek wil 'n trekker drywer wees op die plaas. Hoe belangrik was daai gesprek saam met jou ma om jou ma te oreed? Maar ek Melvin Genuka wil nie op die plaas werkie. Geduld met my graduation 2013, 2012 klaar met 2013 by Unisa die genoeg ons die partnership gehad. En die na die graduation het my ma gesê dat sy wil vandag vir my om vergifnis vra dat sy nie in my drome geglo het nie. En omdat sy nou sy het nie geweet ook nie. Sy het plaaslewe geken. Sy vir ons eerstens was vir studeergeld is 'n probleem. Sy het nie die geletterdheid gehad om te weet en dat is daai ander ding ook gewees van die kind gaan nog gaan studeer, hy gaan weg in die buitelewe in. En nou was mos baie keer stories van studente wat gaan en dan mogs hulle op en so meer. Yes. So vir my was dit belangrik geweest, maar ek dink by feit dat ek skool ernstig opgevat het. Ja, ek was by die primair, dit is nou akademie, was ek op skool Blaarskool geweest, ver van die plaas af. En my laaste jaar daar, dit was die skool nog tot by matriek, hy is nou tot by matriek. Tot by graad 7 en af, nou moet jy nog hoërskool Groenberg toe gaan. Het is altyd banger af, ek was al praat wat college op die skool en jy weet, dis 'n plaasklonk. Maar ek het altyd skool, want ek het geweet, geglo myself. Die enigste manier hoe ek die omstandighede gaan is om my skoolwerk ernstig op te vat. Om akademies te excel. En ek het op laerskool prys, ek was 'n topkandidaat in alle vakke gewees. Ek was hoofseun ook gewees. Sure. Hoofseun gewees daai jaar 2007. Ja, hoofseun by skool gewees. En ek dink daai het ook vir haar soort van haar kamp te gee dat ek het die potensiaal. Ek was 'n rebelse kind gewees, maar ek het 'n bietjie stout goed aangevang. En ek dink ek het vroeg ook besef die dinge wat ek en ek is eerlik as ek het altyd dit gebruik. Ek het 'n bietjie geëksperimenteer met dagga rook en so meer en weet al 'n bietjie ook geproe tik en so. En my ma het geskel en sê maar die vriende wat jy het is nie reg nie. Maar ek het ten spyte van die feit dat ek bietjie geëxploreer en verkeerde dinge in die lewe, het altyd by skoolwerk eers te gestel. En ek dink daai het vir haar gemoedsrus gegee dat okay, ek glo maar ek het toe was mami, hoekom het ek so hard geleer op skool? Praat met die hoërskool nou om net op die plaas te kom werk. En ek niks fout met plaaswerk. Dis 'n edele werk. Ek werk vandag by my rol vandag in my werk is om plaaswerkers se sosiale omstandighede te verander. Yes. En dink dis wat my geïnspireer het om 'n maatskaplike werker ook te word, om in 'n rol te kom waar ek vir plaaskinders en plaasmense sê, julle omstandighede moenie jou bepaal nie. Omstandighede moenie vir jou sê dit is wie jy is en klaar nie. Ek het altyd die ding gehad wat ek nou nog doen as ek praat met by pryse die laat sê ek die lewe begin buite die plaas ek. Dit eindig nie daar nie. En dis ek die rede hoekom ek 'n maatskaplike werker geword het om die vaardighede en kennis te hê om ons mense, my mense te wys dat van plaaswerkers word gesê dat ons met baie omstandighede dwelmmisbruik, drankmisbruik as gevolg van hulle geletterdheid vlakke wat so goed is en baie kere dat veel dreams en dan hulle so gemaak en staan, maar as edele werk, maar ek het myself gesê, ek gaan nog steeds wil 'n rol speel in my gemeenskap, maar nie om 'n beste trekker drywer te wees of om trap te draai. Ek het een keer, my eerste jaar, dan sê ek vir die boer, die plaas en maar ek wil 'n bietjie vroeg op die plaas te werk. Dit was eindentyd, geduld is in die somermaande. Daar die tweede, dan sit ek onder die boom, dan sê hy vir my, dit is nie wat sassie nie. Dan sê ek vir hom, maar dis hoekom ek nie 'n trap en 'n pluksak moet dra, dis om ek moet kies om 'n boek en 'n pen en gaan leer liewste, maar anyway, maar matige oortuig het, dus die jare aangegaan het en so was vir my eintlik wie vandag nee. Is dit so hard om te dink en ek wil altyd vir haar beter lewe gegee het. Ek het toe nog 13 begin werk in die staat, by maatskaplike ontwikkeling en my maat 50 geword, ek en my maat op dieselfde dag verjaar, 2 September. My maat 50 geword, toen na 13 in Maart, maar toen na 14, toe begrawe ek my ma. Dus ek het nog geen kans gehad om te kon werken. En dat heeft een beetje bij mij vastgezet, because ik het gevoel dat ik het alles hard op geleerd op college om voor haar beter leven te geven. En ik heb die bij je geleerd gehad om het voor haar te wijzen, maar zie mami,
hoekom die nooit op die plaas gewerk het en trots ek haar kon maak. So ja, en vandag moes ek haar baie, ek meen, dat sy geval van, sy deur spite van alles het sy altyd seker gemaak dat ons nooit honger gaan slaap. Hy altyd seker gemaak. Hy was tyd wat by ma, op hele fortnight, nee, dan fortnight, dit die donderdag voor die fortnight, dan my oom het ken gemaak, as stiel ek altyd die ken, want so honger is, en dan sê my ma altyd, my seun of my kinders moet nie worry nie, ek het een broer, een suster, broer is ook al oorlede, en hy is ook, paar jaar oorlede, en altyd gesê, ek moet nie worry nie, Vrydag dan gaan jy lekker eet. En as baie kere dan vir ons geskep en dan sê die sê geëet nie. Melvin, jy verwys baie na jou ma toe. Hoe het jy gedeel met daai verliese van, ek glo jou ma het 'n groot rol in jou lewe gespeel? Geduld, die moeilikste deel van die laaste 2014 is my ma oorlede, so 12 jaar nou al, was om te aanvaar dat in een oomblik sê die dokter so alles is goed en wel, en dan aan 'n oomblik as dit so die eerste in die tyd wat sy so siek was, en ek was elke woensdag gery het Tygerberg toe. Ek meen, hierdie dokter het dit gesê, die dokter het daai gesê, en een dokter Hengo dan Grabouw, een dan het gesê, maar luister mevrou, ek dink iets is fout met jou niere, en jy verstaan, en toe begin so ek het basically in hy myself net gespits, as 'n jong, professionele persoon, begin werk al, net om vir my ma te gemaklik as moontlik te maak, en eventually toe die dag kom, was die laaste Saterdag voor haar sterfte, toe was haar nier al klaar geswak, en die Vrydag het die dokter vir my gesê, geroep in die kamer, en Dr. Boyd, en hy sê toe maar, ek gaan maar nou die slegte nie sê, die versakking is al verder, en as maatskaplike werker, probeer jy mos altyd maar nou net die, in jou kennis en gaan sê, okay dokter, hoe lang, en hy sê, so 2 weke, maar was nie 2 weke, nou was so 'n week gewees, nog nie 'n week gewees nie. Die moeilikste, hoe maar met te deel is, die fout wat ek gemaak het, en dat is wat ek altyd vir mense probeer bemoedig, moet nie try om jouself te wil heel nie. Toe my ma sterf, my broer was altyd werkloos gewees, suster was op skool gewees. Toe my ma sterf, toe gaan ek in die mountain van die begrafenis moet gereël word, ek moet nog kyk na my suster, my broer was werkloos gewees, ek moet na hulle omkyk, na hulle omsien. Ek het nooit gedink aan my eie griefie, dat ek het ook my ma verloor nie. Ek het in hy mountain gaan van, ek wil die helper wees, maar nooit was dat ek het ook help nodig nie. En die ding wat ek altyd op spyt sal wees, maar dit het my gevorm oor jare, is dat in plaas van praat oor my grief, in plaas van huil en swak voorkom en blootstel en vir die wêreld te wys, wat sy het pyn, sy het jou ma verloor. En reeds die feit dat dit so, jy was so vir haar die lewe gegee, maar sy kon nie nou vir haar die lewe gee nie. Het voel soos iets is weggeruk van jou. Het ek net een dag voel ek kan nie slaap nie, en die broer sê toe, hy drink 'n dop man. En ek het nie gedrink nie. Ja. En ek begin drink 'n dop, en dit het begin die pyn begin verdoof. En so dit aangegaan, dat het later aan soort van 'n probleem geraak het. Maar hoe ek daarmee gedeel het is dit is nie maklik nie. Ek moes myself gaan tegen en sê, maar die tyd wat ek gehad het met haar, dit is wat die Here vir my gegee het. En wat die belangrikste is, dat 'n mens moet altyd dink aan jou eie seer ook. Moenie swakkeling wees, of probeer proud wees en sê, maar ek gaan nie huil vir mense, ek gaan nie, my grief. Onlangs het 'n vriend van my ook sy ma verloor, hulle was baie close gewees, en ek kon vandag vir hom sê, maar broer, huil as jy moet huil, praat as jy moet praat, because was jou ma, en dit is iemand wat jy in die pad op het gemeet het, dit is 'n persoon wat jou in haar baarmoeder gedra het, dit is 'n persoon wat vir jou gevorm het, wat jou groot gemaak het, spite van uitdagings, en dit is die voorbeeld wat ek gemaak het, ek het nie gepraat nie. Ek het ek soek na ander dinge, en die ander probleme weer veroorsaak. So was maar moeilik, as nou nog moeilik, as baie keer het my ma verlang, ek celebrate my birthdays die laaste 14 jaar, Moedersdag was maar echt, en ek het vandag 'n dogtertjie, so ek probeer vandag, en sy lyk baie na my ma, en sy is gebore 2016, so 2 jaar, amper 'n jaar en 'n half na my ma se sterfte, en my ewe beeld is binne na.
selfs die persoonlikheid ook. My ma was baie goedgeeftige mens, en ek dink dis ook wat vir my so baie hasie gemaak. My ma het altyd haarself tweede gesit in die lewe. Vir haar kinders en ook vir familielede en vir ander mense. Deur 'n giving person te wees. En baie keer dat mense my waantjies gevat daarvan. Yes. En ek het daai ook geleer by haar. Daar is baie keer dat ek dan dink jy aan ander mense se seer, dink aan jou eie seer, ander mense se challenges of van jy wil sien mense sukkel nie. En maar soos sê, dat is nog steeds moeilijk en ek lewe maar dag vir dag daarmee dat ek sien haar nie nou nie. Daar gaan ek haar een dag sien. Yes. Ek glo, ons allemaal glo in God, die lewe aan ons en God glo. Maar daar is en dis om ek vandag probeer in my werk en my lewenswyse met ander mense probeer om 'n verandering te bring vir mense. En om my ma se legacy as hy goeie persoon, hy goedgeefte persoon, uit te leef deur vir mense, dus te bemoedig en te help met hulle struggles. So dat is maar moeilijk geduld. Melvin, professionele maatskaplike werker, jy moet met jou grief gedeel het en baie kere as mense professioneel is, voel hulle maar I have all the answers. Want ek werk, ek het gestudeer, ek het sielkunde agtergrond, ek het daai, maar hoe belangrik is dit as 'n professionele persoon? Ons weet baie professionele persone gaan ook deur verskillende depressie, grief wat hulle deur moet gaan. Watter raad het jy vir daai professionele persoon wat ook met daai grief sukkel, maar by die werk my elke dag 'n breiface opsit asof dit oukei is? Hoe belangrik is om te praat? Geduld is baie belangrik. Dat is baie belangrik, because why they suffer from silence, man. En jy probeer brei wees, en jy probeer daar wees vir ander mense. En because why, sy wil nie sien as 'n failure nie, maar hoe kan ek my kliënte help as ek aan myself my eie challenges het en so meer. Iets wat ek altyd sal aanmoedig is dat om jy as professionele persoon ongeveer professionele hulp te kry. Mits dit pastorale berading by jou kerkleier te het of peer counseling met 'n mede professionele persoon, of om te sê van baie mense jy het gaan studeer om 'n helping professional te wees, maar het voel so half van het is grace dat jy nou sielkundige moet gaan sien en so meer. So ek dink as 'n professionele persoon in die helping professional is dit important om vir jou soort van 'n support base te kry. Support base te kry en om te praat. Want besides jou eie grief, jou eie challenges, sien jy ook lelike dinge daar buite, dinge wat nie mooi is nie. En dan soms dan krop ons dit op en dan affekteer hierdie dinge vir jou. Soos een geval wat iemand het sy ma mishandel, 'n geval wat ek gehanteer het, en ek kon nooit verstaan nie dat ek het nie 'n dag gemaak nie, en ek kon nie woede gehad het vir hierdie kliënt, vir hierdie wat because why hy mishandel sy ma, maar ek kan mos nie uitbarsting dit en so mee. So is baie belangrik om te gesels oor wat binne in jou aangaan. Van by een dag ons moet vergeet, ons is ook maar net mense. Ons is ook maar net mense en ons het ook hulp nodig by tye, en ons moet so te af van ons troontjie afklim en jou opstel kan ek sê jouself weerloos maak sodat jy kan van om 'n helping professional te wees, tap mense van jou, die gemeenskap tap van jou werkgewer tap van jou. Jy moet constant gee. En wie vul die kraantjie, jy verstaan, so is belangrik en dat is iets wat ek altyd sal advocate vir ons helping professionals is, praat en kry die nodige support, sodat jy kan eerstens reg wees jouself, as ook vir die geliefdes wat jy verantwoordelik vir is. Melvin, sê vir my, hoe belangrik is 'n vriendekring in so 'n tyd, 'n positiewe vriendekring, want jy noem op 'n stadium met jy 'n mooi ding genoem te sê jou broer gesê nee, vat die dop man. Hoe belangrik is dit ook om vir jou vriendekring te hê wat reg is, want 'n vriendekring kan jou maak of breek, of familie kan jou maak of breek. Hoe belangrik daai vangnet wat jy moet hê om jou, om seker te maak dat ek het jou, maar my vriend, hou moed. En dit is vir my baie belangrik. Ek het eers daar ervaring. Met die tyd wat ek deurgegaan het, en meeste van my ware vriende, vriende wat ek ontmoet het, is val
En dis een van my vriende, as manne wat ek moes gestudeer het. En as twee van hulle wat ek van skool aan aankom. En veral die wat ek moes studeer het soos een van die Malcolm het altyd, hy het gesê, maar genoeg, ons kan nie veel sien, manne moet die dinge, los die dinge van, ja, dat help je op je pijn, in je grief en zo, maar je hoeft niet zo bij te drinken of zo, maar zo, en die belangrijkheid is ook, als vrienden ook de rechte visie heeft. Yes. Als vrienden ook daar het van alle de heel beste belang op je hart. Is het bij je belangrijk. Because zwaar is je vrienden kan je maken of breken. Bij keer komt vrienden in je leven om te vat van jou, te tap van jou. En dan als jij vrienden nodig hebt, zodat jij een beetje bij hulle kan krijgen, wie zit emotionele support of net een beetje upliften, dan is hulle niet altijd daar. So om vrienden te hê, soos jy self en toe hierdie boeke geskryf het, dit ook vir my normatig, ja, want ek het nooit jou storie geken op college. Jy was voor ons 'n leier geweest op college sou wees, ons het sout, maar toe ek Rising Eagle gelees het en jou storie geken, 'n ander prentjie van jou, en ek myself sê, maar dat is ook geduld soos, en ek moes 'n geduld in my lewe gekry het toe ek op college kom om my deur daai tyd. Ek moes 'n Malcolm, ek moes 'n chat en 'n Marco en daar's baie wat ek kan noem. So as baie belangrik as jy vriende met dieselfde visie, want kos mense kom in 'n stadium in hulle lewe net vir 'n seisoen. En baie kere het ons mense dan later verander, dan weer beweeg het mekaar, dan besef ons dat hy seisoen vir die persoon in hulle lewe, dit is so pyn nie. Daar wil ons nog aanhang en aanhou en uitdou, maar dan die Here het jou daai mense gegee vir 'n seisoen in jou lewe. En dan kom maar mense in jou lewe wat miskien negatief is teenoor jou. Dan is dit miskien meer 'n negatiewe seisoen in jou lewe en soos jy opgegaan in die lewe en dan verloor jy daai vriende van because hulle is dalk nie gemaak om daai journey saam met jou te gaan nie. Hulle is nie gemaak of bestem vir daai level nie. Hulle tyd in die lewe so by maar dit is ook belangrik om my vriende te hê wat voortdurend die journey saam met hulle loop en al sien die persoon elke dag, jy was 'n WhatsApp boodskap weg, 'n phone call weg, of jy kom saam by 'n meeting, jy kan dit weer Yes, jy kan dit weer die dinge met mekaar ruk en trek. So met my journey, met my grief, was my vriende wat ek het, hulle ken hulle self, het ook 'n goeie en 'n positiewe rol aan gespeel. Ons kom 'n lank pad, ons het saam gestudeer en ons het 'n groep gestig op kampus wat sê sout, julle is die sout van die aarde. Ja. Maar ons kom op 'n kamp, Tabooni Berg. En daar keer vir die eerste keer besef ons maar ons stories van almal, jou Malcolm se storie, jou Gerry se storie, die goed link by mekaar in en ons begin agterkom maar baie van ons het ook 'n vaderfiguur in ons lewe gehad het. Yes. En as ek luister waar jy praat sterk oor my ma. Ek het laasweek ook 'n gas gehad wat op die program by sy sit, my ma. En hoe jy daaroor kom sonder 'n vaderfiguur? Ek sê op 'n stadium, hy's in Gugulethu, julle is in Grabouw, en hoe is hy verhouding, maar hoe het jy daaroor kom om te sê, maar het jy ingecheck met hom, was hy betrokke in die hele proses, vat ons net deur hy journey? Luister, my pa is African. Hy het in Gugulethu gebly, gewerk, ek het dan maak het Epping District soos. En so ek het hom net elke tweede naweek gesien of sometimes naweek. So hy kom Saterdag en Sondag het hy weg. My pa was maar en dis ek maar tradisioneel ook daai so hy basically hy het geprovide vir ons, definitief het hy geprovide vir ons, maar hy was nie daai wat elke dag en dan kan jy nou met die rugbyveld doen en of ons speel die skool rugby, dat jy ons so paas daar so, of so in die gemeenskap, die manne, elke aand, dan gaan die ons, is toen al een paas, toe my paas in het Saterdag, en dan was een aand basically in 'n week, of elke tweede week. En ek moet sê, na my ma se sterfte, my pa lewe nou nog, hy is 70 jaar oud nou, hy is in die Ooskaap. Ek het hom nou 2021 laas gesien, in persoon. Hy lewe nou nog en een ding van hulle, sê maar 'n kultuur, Afrikaan manne, praat mos nie sommer nie. En daai of jy kom nie swak, jy kom heel hier nie, en jy moet 'n man wees. My broer se sterfte het
toe die kus toe sak en toe breek ek uit daar by die graf. Want dat was een ding wat ek nooit van mense vertel het. En dat ek moes, toe my broer siek, was hy siek, toe my broer, het enigste om kyk, net breindood, omgeval, breindood. En nou, ek moes toe later aan die call maak, om my ma, hy is getrouwd en my pa sit in die Ooskaap, en my ma sê, so ek is nou basically sy next of kin, en ek moes die besluit maak om die life support af te sit. Sure. Met 2 kinders, en vir my was, dat is een ding wat ek altyd myself oor sal, die vraag was het, moes het, maar ek het nie net besê, okay, dus ek het die dokter geïnterrogeer vir ure, is dit die beste besluit. Maar ek wens selfs vir geen mens, ek het die vijand, ek glo ek het die vijand nie, maar wie ever ding is my vijand daar buiten, ek sal nie vir daai een wens nie, om life support, te besluit oor life support, in mense lewe, basically te sê, maar dat is nou voorbij nie. En my broer was obviously, maar toen hy nou gewerk al, hy is 8 jaar oud, so hy was basically vader vir in die huis gewees. Ook maar sy eie challenges gehad, so was my boeta gewees, so hy was die een wat die vader vir rol gespeel het in die huis. So was vir my ook maar moeilik gewees van, my ma is 2 jaar voor hy oorlede, toen was 14, 3 jaar voor hy oorlede, my oma was 2 jaar voor hom oorlede, en nie moet ek nou, sy lewe is nou my ja, nee, en hy 2 kinders, en 2 prachtige kinders. Ja, maar vandag, wat ek 'n groot mens is, volwassen is, right of passage het my pa vir my gegee toe ek 2021 vir my besoek in die Ooskaap en dit tradisioneel, ek is nou die elders van al sy kinders, en ons verhouding het verbeter, basically, praat ons, meestal nie tyd nou in die laaste tyd baie wekeliks praat ons saam, hy het soos ek sê, right of passage vir my gegee deur Ooskaap toe te gaan, en ceremonie daar gehad, waar nou my grond vir my gegee word, dus ek sê wat my broer moet toegekom het, want hy was mos die elders, maar ons was die elders van al sy kinders, ons was 8 in totaal, so 7, ek en my suster, en dan nog my halfbroers, en 2 halfbroers en 3 halfsusters, en vanaf die right of passage vir my gegee het, waar ek nou die edeldood, nou wat hulle nou sien, die swart mense, of African mense sien ons as die daughter. Sy was boos toe gewees. Ja, hy het dinge afgehandel en alles, so, is ons verhouding beter. Ek kan nie vir hom altyd geblei met, ons is vir omstandighede, sy werk, hy het ons provide by, was dalkie daar, vaderlik in die huis gewees. True. Hy was die een dag gewees wat my ma sê, die klong het daar gerook, man, ek was gerook gewees. Hy praat met die klong, as op 'n Sarah, hy kom daar in die kamer, het jy gerook? Nee, hoe? Nee, my klong rook mos nie. Hy was so gewees. En ek voel ook baie keer as ek vir hom in my lewe gehad het, elke dag, kon hy vir my daar baie dinge geleer het, om hoe my pa, baie keer vra ek myself, my dogter is so 10 jaar oud, is ek die pa wat sy wil hê ek moet wees, maar ek het nie regtig geleer, ek het nie pa elke dag gehad om vir my te leer, maar so en so nie. As ek hom gesien, as ons praat, dan praat ons maar oor dinge, so my ma was maar die standbeeld gewees daar, so. Maar ek is dankbaar, hy lewe nog, ek het 'n verhouding saam met hom, sien hom net nie so gereeld nie, maar dit is altyd maklik, mense soek maar sy pa vergeet in die lewe, en van, jy sien ander ouens, sy pa's daar so, en dan, maar jy het nie daar nie, hy is daar, hy lewe, maar hy is available absent. Is dat. En is soms belangrik, want self, ons almal voel dat jy voel soms, jy wil intap by 'n pa, nie by 'n vriend nie, want nou luister, wat is die raad wat gegee word. Dan genoeg wat ek nou wil vra is dat, hoe belangrik is dit, baie mense sien, ek is geneig om te sê, mense judge appearance. Ja. Mense weet nie waar die persoon, nee, mense ken nie jou kom vandaan nie. Ek dink na die episode gaan mense nou, wow kry, ek het, I didn't know. Want mense kyk die sukses nou, mense sien die voorspoed nou, maar mense ken nie jou trane nie, man. Geduld, hy is iets van klein dorpie mentaliteit, as ons maar altyd aan 'n ding, mense voel dat jy het gemaak in die lewe, as jy 'n bietjie, as jy 'n paar Nikes aan het, of jy door die dienste, die name klere, ek maak ook nooit vir ons name klere kopie. Kersfees het ek skoene gekry, maar hy het nog Lions gewees, die skoene moet skool toe gaan, en kerk toe gaan, en naweek ook. Ja, gaan ons uit met die bus, ons was nog van laerskool, ek dink my eerste paar nameskoene nog by sy het ook gekoop, nou soos Hongkong, dat was toe ek op hoërskool was.
nog kling ook geweest, hy in Cassius, en hy het toe, maak die mense, kom die dinge, die mense, die plaas mense so kan lening skryf by een bank, en die bank se naam noem. Anyway, so, ek het altyd tot vandag toe, ja, ek kan my eie name klere koop vandag. Ek kan bekosta wat ek wil hê. Ek het 'n goeie werk. Ek is dankbaar vir die Here het my geseën met 'n kwalifikasie en 'n goeie werk. Maar dit het sacrifices gekos om te kom waar ek vandag is. Ek koop nie iets om vir mense te wys maar ek is brekerig of ek wil die dinge nie. Ek koop iets wat vir my gemaklik is. Van nameklere het vir my laat glo destyds as kind. As jy nie nameklere het dan is jy nie die van die pek die. So jy het dit raak gesien nie. So, het koos vir my sacrifices gemaak het. Eerst as ek gesê het, met my skoolwerk, ernstig op te vat, en nou hard te werk, binnen my werk, om die lewe wat ek vir myself wil hê, te maintain. Ek is nie 'n spandabele mens. Ek lewe nie in weelde en so meer. Ja, ek het onlangs al vir my 'n nuwe kar gekry, voor 'n kar wat ek 2 jaar terug 'n ongeluk gewees. As ek klomp dinge, dan sien mense, jy moet nou die kar en hy nou daar, maar dit gaan nie by my daaroor nie. Het gaan nie oor ek wil vir mense wees. Het gaan by my oor dat ek wil vir daai plaas kan wees dat as jy net die dorpsmense wat kan iets tegen. As jy net mense wat van 'n familie afkom, jy moet nou miskien met geld dit wat jy nou het binne jou en die geleentheid wat jy nou het, maak jy best daarvan sodat jy enige lewe kan het, waar jy gemaklik is, jy lewe kan het, waar jy aan jou eie kar kan kom. Soos wat toe skoolweek ernstig op. Leer so hard dat jy eendag wanneer jy met matriek kom, dat die mense besig nou te wil gooi. Ja. Leer so hard, want dis net baie kere is dit net een geleentheid is om skoolwerk en dan maak die Here, ek sê almal moet gaan studeer. Dis daar baie opportunities om ver te kom in die lewe met al die kursusse wat daar is. Van almal is miskien dalk beskore om kwalifikasie te maak en dit is baie maklik. Soos die gas laas ek gesê het dat ja, ek vandag se eie besigheid. Ja. Despite van omstandighede hoe op skool gewees het. So dit is vir my net geduld. Baie mense sien die buitekant, maar hulle weet nie die uitdagings omtrent nie. Yes. En dan my ma het nog nooit salaris gekry, helemaal loon verdien. So nou kry jy klomp geld elke maand. Niemand het vir jou geleer hoe budget jy, hoe belê jy geld. Ek moet hierdie dinge maar deur vriende, deur kennis so geleer het, ons sê maar luister hierso. Jy kan nie net die geld spandabel raak wees en dis wat mense nie altyd verstaan nie. Hulle sien dit wat jy het, maar hulle weet nie hoe hard werk jy daarvoor nie. En dan het mense mos die neiging ook as hulle vra dan sê jy kan nie help nie, dat is maar nou kwaad vir jou. Dat is maar nou kwaad vir jou. So dit is baie belangrik om hard te werk om jou drome te bereik. En ek het al gedink, ek is nou al hoeveel jaar klaar met college gedink, ek sal nou al my meestersgraad het. Maar so voor van omstandighede as ek nog gedaan nie. My grief, wat ek teruggehou het, familieomstandighede, en soos, 'n mens voel altyd soms so, lyk my, as mense aan 'n ding bekom, dan en mense half kwaad vir jou, kom met jy nou kry, daar gebeur het sommer iets gebeur, sommer, ek kan nou nie glo, ek kom ek 2 jaar terug, so simpel manier, 'n kar waarvoor ek gebid het, sommer, in 'n ongeluk gebeland het, en dit was, ek kon nooit verstaan nie, en dan, ja, maar, ek sê, harde werk is maar die beste. Ek is geneig om te sê, sukses trek jaloese mense. Want almal gun nie vir jou wat jy het nie. En dan spreek mense goed op oor jou lewe uit. En 'n belangrike ding wat jy werk so hard. Ek sit 'n stukkie by. Melvin sê werk so hard dat die mense wat jou gedoubt het eendag vir jou gaan Google. Ja. Want dis hoe ek glo. Gaan kyk op Google man. Jy het so getwyfel en jy kan gaan Google. So daai boodskap bly eenvoudig. Jy moet hard werk van wat jy insit gaan jy uitkry. Melvin, maar dan wil ek jy met 'n boodskap gee vir 'n Melvin wat by die huis sit. 'n seun, 'n dogter wat by die huis is, iemand wat nog professioneel is, maar sukkel met grief en dit elke dag 'n masker opsit om nie te wys die pyn waar dit gaan nie. In die kamera kyk en net saam met hy persoon vir 'n minuut of 2 gesels. Altyd altyd wys mense omstandighede vir jou dat nee, jy is nie gemaak daarvoor nie. Nee, wie jy, kyk waar bly jy? Nee, waar jy maar is dronk elke dag of wat ook al omstandighede is belangrik, jong seun, jong dogter daar buite. As jy drome het,
maak seker jy werk so hard om my droom, maar dis spite van jou omstandighede. Soos ek gesê het, leer so hard dat mense geld agter jou gooi en sê, luister, ek wil hê jy moet gaan studeer, ek wil hê ek support jou droom, ek wil belê in jou droom, wat ook al jou droom is. Van, as ons vasgekyk in jou omstandighede, gaan jy mens nooit kan raak sien wat God vir jou gestoor het nie. En baie kere beland mense op plekke en of jy moet mense om jou te bou, maar ook om jou soms te breek. So is belangrik om jou te omring met die regte mense in die lewe. En ja, pyn is tydelik. So as jy deur 'n pynvolle situasie gaan geliefde aan die dood afgestaan het, ja, die persoon sal altyd gemis word, maar moenie vergeet dat jy moet nog lewe nie. Hy is agter. Daai persoon kyk af en daai persoon waar hulle ook vandag is, wil jy moet voortgaan in die lewe. En dit gaan nie vir hulle lekker wees, of is dit lekker wees dat jy nou moet, so van, ek het nou my ma verloor en in sak en as gaan sit en sê, maar luister, so my lewe is ook verby nie. So belangrik is praat as daar seer is en moet nooit laat omstandighede vir jou define nie. Want ek kon nog so maklik gesê het, ag wat, my ma wil hê ek moet gaan studeer, sy sê gaan werk eers en gaan werk het. En dan nooit gesê dat die wat ek vandag is om my storie te kon vertel het. So vandag wil ek net elke jong seun en dogter daar buite aanmoedig dat die lewe daar buite is oop. Jy moet net vir jouself sê dat jy is alles in staat wat God die krag vir jou gee en dit wat jy wil bereik. Deur harde werk en om altyd te verseker dat jy nooit jouself minder ag as wat die droom wat binne jou is. Ons dien 'n God wat groot is. Ons kan nie sê God is goed en God is goed, maar dis 'n klein mindset, ons droom klein en ons glo nie dat jy kan bereik wat jy wil bereik. En so dis lekker gesels met Melvin, ons sê vir jou baie dankie vir jou storie en dankie dat jy saam met ons gedeel het. Ek weet dit kom uit 'n diep plek uit. En is altyd maklik om oor jouself te gesels en is altyd maklik om die storie agter die storie te vertel. Maar jou kom vandaan is so belangrik. En dan is ons bly dat hy inner eagle binne jou, hy arend binne jou het gesê, mami, ek weier om ook 'n plaaswerker te word. Ek sien groter dinge. En so baie dankie en 'n veilige rit vir jou terug. Dankie geduld. En so het ons lekker gesels met Melvin, harde werk insit om te sê ek kan bo my omstandighede uitstyg, om te sê ek kan. Want hy sê jy moet so hard werk dat mense op die einde van die dag geld agter jou gooi en sê maar ons wil hê jy moet by ons te kom studeer of ons wil hê jy moet na die universiteit toe gaan. Want dit is amper soos 'n rugby speler wat goed is. As hy goed is, gooi hulle gewone kontrakte agter hom en dan moet hy 'n keuse maak. Nou sy boodskap vandag is vir u wat daar sit, daai jong seentjie, daai moeder wat daar sit, om vir jou seun te sê, dalk het jy al klaar 'n prentjie geskets vir jou kind, om te sê, dis die rigting waantoe jy moet ingaan. Maar Melvin kon opgestaan en vir sy moeder en gesê, my ma, nee, God het groter dinge vir my in plek gesit. Wees soos 'n Melvin, probeer soos 'n Melvin wees om te sê, maar ek kan. En dan het jy lekker gesels oor, we need to talk about our grief. Ons kan nie altyd 'n masker dra en dit by ons hou nie. As jy praat en jy die regte vriende kry en die regte support, dan kan jy dit maak. Baie dankie dat u na ons gekyk het hier by die Inner Eagle, want op einde van die dag het die arend binne na hom gekom en gesê, ek sal sweef soos 'n arend, ek sal bo my omstandighede uitkom. En hy het lekker gesels saam met ons. So ons sê vir u baie dankie dat u gekyk het na ons. Dankie dat u die program like, share en subscribe. Maak seker u kyk na ons, u luister na ons en baie dankie dat u weer ingeskakel was by die Inner Eagle. Baie dankie.